Ons lees dan Lukas 23 van vers 32 af. Saam met Jesus is ook 2 ander misdadigers weggelei om tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle Jesus daar gekruisig. So ook die misdadigers, een aan sy regterhand en een aan sy linkerhand. Toe sê Jesus: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy boklere verdeel deur daaroor te loot. Die volk het gestaan en toe kyk. Die volksleiers het aangehou om smalend te sê: ander het hy gered, laat hy homself red as hy die Christus van God, die uitverkorene is. Ook die soldate het met hom die spot gedryf, terwyl hulle nader staan en vir hom suur wyn aanbied met die woorde: as jy die koning van die Jode is, red jouself. Bokant hom was daar ook 'n opskrif: hy is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom aanhoudend gelaster en gesê: jy is mos die Christus, of hoe? Red jouself en ons. Die ander een het hom egter bestraf en gesê: het jy nie ontzag vir God nie? Jy ondergaan per slot van rekening dieselfde straf. In ons geval is dit regverdig. Ons word tereg gestraf vir wat ons gedoen het, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hy sê toe: Jesus, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Jesus het hom geantwoord: Amen, laat dit so wees. Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daar is oomblikke in die Bybel wat vir ons 'n prentjie skets van waar God en mens bymekaar kom. Waar daar 'n koneksie plaasvind tussen God en mens. Waar daar iets gebeur wat tussen God en mens is wat goddelik is. 'n goddelike moment, 'n kairos moment, soos wat die Griekse woordjie dit probeer uitspel. Nou sien ons ook dat dit wat hier gebeur het, wat ons vanmôre gelees het, was ook een van daardie oomblikke, so 'n kairos moment, waar daar iets gebeur het, wat nie so helder altyd deurskemer. En hier is dit iets in hierdie gebroke moment van waar Jesus aan 'n kruis hang, en dit daar gaan oor bloed, en oor geweld wat gepleeg word. Dit is 'n moord wat gepleeg word in daardie oomblikke. Hier word 'n mens doodgemaak. Dit is die begin van 'n moord, wanneer die spykers deur die persoon se vleis geslaan word. Die begin van 'n moord wat hom voor jouself afspeel, maar wat hom stadig voor jou oë gaan ontvou. 'n Moord wat stadig en geleidelik plaasvind. Partykeer selfs oor 2 of 3 dae word hierdie moord op die ou end word dit voltooi wanneer hierdie persoon uiteindelik te sterwe kom, want dit is partykeer hoe lank iemand kon vat om daar aan die kruis te hang en uiteindelik te sterwe te kom. 'n Moord wat gepaard gaan nie met bloedverlies nie, maar 'n moord wat gepaard gaan met krampe in die spiere, van die heeltyd so hang in daai selfde posisie en absoluut magteloos wees om enige iets daaraan te kan doen. En dit wat hier begin daar aan die kruishout van Golgotha is op die ou end hier besig om voor ons oë af te speel, en is Lukas besig om hierdie verhaal vir ons te skets. En vir ons te wil sê dat in hierdie moment, hierdie aaklige moment, hierdie gewelddadige moment, is daar iets wat besig is om homself af te speel wat op 'n ander vlak lê. Dit wat ons hier voor ons oë sien, hierdie geweld en hierdie moord en die bloed en die vloeke en dit alles wat daar rondom die kruis gebeur,
op die ou end is daar nog iets besig om te gebeur. En dit wil Lukas vir ons in hierdie evangelie van hom baie duidelik probeer uitbeeld. En hy doen dit deur herhaaldelik dieselfde woorde te gebruik. Wil hy vir ons sê dat wat hier eintlik besig is om te gebeur, is dat Jesus is eintlik besig hier om gekroon te word as die koning. Hy is die koning wat oor alles heers. Vir die mens lyk dit na die mees magtelose oomblik wat daar kan wees. Jesus wat totaal magteloos hang aan die kruis, wat vasgespijker is aan die kruis, met wie daar gespot word, en dan is daar 3 keer na mekaar wat dit gebeur. Eers is dit die skare wat daar staan, onder aanhitsing van die leiers van die kerk van daardie tyd, wat sê, ander kan hy verlos, maar homself kan hy nie red nie. As u die Christus is, kom af van die kruis af. Spottend, smalend word daar gesê, as jy op die ou end is wie jy beweer dat jy is, dat jy God is, dat jy koning is, haal jouself af van die kruis. Ook die soldate, dieselfde wat vir hom sê, maar as jy dan nou die Messias is, bevry jouself van die kruis. En op die ou end self, die een misdadiger wat daar aan Jesus se hand regterkant gehang het, regterkant, ek kan nou nie eens onthou of dit die regterkant is nie, maar in elk geval die een wat ook daar aan die kruis gehang het, saam met Jesus, wat ook sê, maar as jy die Messias is, red jouself en red ook vir ons. Dis die verwagting wat in daardie man se hart leef, eintlik ook deel van hierdie spottende skare. As jy dan nou is wie jy sê dat jy is, haal jouself van die kruis af. En dan sal ek ook graag wil hê dat hy sommer vir my ook afhaal van die kruis af. As jy regtig die Messias is, dan sê hy vir my ook afhaal van die kruis af. En dan sê Lukas, bo aan die kruis is daar die opskrif wat Pilatus daar laat vassit. Die koning van die Jode. Dit is wie hy beweer dat hy is, die koning van die Jode. Maar dis presies wat gebeur. Dis wat Lukas vir ons wil laat verstaan. Dat dit is die koning wat daar. Dit is die een wat mag het oor alle dinge. Dit is inderdaad die een wat selfs die mag het om homself van daardie kruis te kon verwyder. Hy kon dit doen. Hy was by magte om dit te doen. Maar hy is hierdie vreemde koning wat gekies het om dit nie te doen nie. Want deur te gekies het om homself nie van die kruis af te haal nie, was 'n keuse wat hy gemaak het ter wille van hulle wat voor God skuldig gestaan het. Hulle wat eintlik voor God uitgedelg moes gewees het. Die sondaar mense. Dit is juis vir hulle wat daar onder aan die kruis by sy voete staan en wat met hom die spot dryf, die skare en die soldate op die ou end wat sê dat hy hom van die kruis moet afhaal. Dis ter wille van hulle, juis hulle wat hy homself nie van die kruis afhaal nie. Dis nie 'n hemelse koning wat in die oë van mense wat dit maklik het en wat van bo af erns regeer en wat sy mag en sy gesag laat geld in alle omstandighede nie. Hy is nie die een wat daar is aan wie al die persente en al die rykdom en al die welvaart en al die goedheid na hom toe gebring moet word. Hy is hierdie vreemde koning wat indaal in die smart en in die ellende van hulle vir wie hy besig is om sy lewe te gee. Dis 'n bebloede koning. Dis 'n koning wat self smart deurgaan, sodat hulle wat opkyk na hom toe, sodat hulle gered kan word. Die koning wat kom woon het tussen sy mense. Die koning wat homself kom gee het vir, is daar 'n ding wat op die skerm wys, wat homself kom gee het vir sy mense. Hy is die koning. 'n vreemde koning
'n koning wat as troon het 'n houtkruis. En om dit te bevestig, vertel Lukas hierdie verhaal en ontvou hierdie verhaal hier voor ons oë wat Lukas besig is om te vertel, dat ons ietsie kan verstaan van wat hier besig is om te gebeur. Jesus bid vir sy vyande. Hy bid vir hulle wat besig is om hom te vermoor. Vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Spreek hulle vry, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, vergewe hulle. As dit nou ek of jy was wat daar sou gehang het in hierdie ongelooflike pyn van die spykers wat nou net deur jou polse en deur jou voete geslaan is en jy hang met jou volle gewig daaraan en jy weet eintlik nie hoe jy dit het van die pyn nie om jouself so nou en dan op hierdie onderste spyker wat deur jou vleis skeur net so 'n bietjie op te druk sodat die pyn vat in jou arms en in jou hande van jou volle gewig wat hang aan spykers, nie aan sagte handvatsels nie, maar aan spykers daar hang is Jesus se woorde, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou, daar's heelwat Bybelverklaarders wat reken dat uiteindelik heelwat, ten minste, daar was 3000 wat op Pinkstersondag tot bekering gekom het, toe Petrus vir hulle gepreek het, dat daar 'n hele aantal was van hulle wat daar by die kruis gestaan het en wat so gespot het en teen hom uitgeroep het en dalk selfs ook van die soldate wat weer hom gekruisig het. Ek is jammer, ek het nou hier 'n kriweling in my keel. Wat ook op daardie dag, op Pinksterdag tot bekering gekom het. Wat tussen dit wat gebeur het op Golgotha daardie Vrydag en uiteindelik die hemelvaart plaasgevind het en die Heilige Gees uitgestort het, 'n klomp mense wat daar in Jerusalem nog rondgedwaal het, hulle was daar vir die Paasfees gewees, maar hulle het dalk nie teruggegaan want daar was al hierdie gebeure, al hierdie gepraatery wat daar besig was om plaas te vind, wat uiteindelik op die ou end na die Here Jesus toe gekom het, toe die apostel Petrus gepreek het. Vir wie Jesus al 50 dae terug gevra het, vergewe hulle. Ek en jy sou sekerlik nie. Ek en jy sou sekerlik nie so gebid het nie. Dit is sekerlik nie hoe ek en jy gewoonlik bid wanneer iemand jou gruwelik verontreg nie. Ten minste is dit nie die eerste woorde wat oor jou lippe kom nie. Miskien is dit iets wat, wanneer iemand iets verskrikliks aan jou gedoen het, of iemand 'n familielid van jou vermoor het, of wat ook al gebeur het, miskien is dit iets wat op 'n baie later stadium deur die genade van die Here in jou lewe gebeur, waar jy uiteindelik by daardie punt kan kom om te sê, maar ek het daardie persoon vergewe. Maar dit is Jesus se eerste woorde. Toe hulle hom vaskap daar aan die kruis, was dit sy eerste woorde gewees, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. 'n vreemde storie wat Lukas hierso vir ons vertel, wat daar aan die kruis gebeur. Vreemd vir enige mens is dit 'n vreemde situasie. 'n Koning wat nie wil afkom van die kruis nie, wat wil bly terwille van hulle vir wie hy bid op die ou end ook vir vergifnis. Hier gebeur iets. En dit lyk vir my dis die prentjie wat Lukas vir ons wil skets. God en mens kom hierso by mekaar. Die aarde, die sonde met al sy gebrokenheid en die goddelike genade en goddelike liefde ontmoet mekaar hier aan die kruis.
In die duisternis van die kruis word dit lig. Die koning wat homself gee om gekruisig te word. Lukas vertel verder van die feit dat Jesus hang hier tussen twee misdadigers. Die een spot met Jesus. As jy is mos die Christus, of hoe, sê hy, smalend. Jy is mos die Christus, of hoe, terwyl hy self daar hang in pyn en in bitterheid van dit alles wat besig is om met hom te gebeur. Red jouself en ons. Dis die tipe verwagting wat ek sou hê van die Christus, die Messias, die gesalfde wat gekom het om te red. As jy regtig gekom het om te red, red jouself uit hierdie situasie uit. Hoekom red jy ons nie uit hierdie ellende uit waarin ons verkeer het? Jy verkeer saam met ons in hierdie ellende, in hierdie gemors wat besig is om homself hier aan die kruishout af te speel. Red jouself en red sommer vir my ook. Dis wat ek verwag van die ware Messias. As jy die ware Messias, as jy die ware Christus is wat sou kom, red jouself en red my ook. Want die Christus wat ek verwag is 'n Christus wat my kan help in my moeilikhede. As jy nie vir ons kan help in die moeilikhede nie, dan beteken dit maar net een ding en dit is jy's nie die Christus nie. Jy's nie die een wat moet kom nie, want die een wat God na ons toe moet stuur, is die een wat ons uit ons moeilikhede moet uithelp. Dit is die een wat wanneer dit met ons swaar gaan hier op aarde en die ellende staan vol in die blom, is dit die een wat ons moet uithaal uit hierdie moeilikhede uit waarin ons verkeer. Die verwagting, wat miskien die verwagting is vandag nog van baie mense, dat as God werklik God is, as Jesus werklik Jesus is, waarom gaan dit so sleg? Waarom is daar al hierdie ellende? Hoekom doen God nie iets aan al hierdie ellende waarin ons self verkeer nie? Hoekom genees hy nie wanneer ek siek is nie? Hoekom het hy nie verhoed dat my kleinkind in 'n swembad verdrink nie? Hoekom was hy nie daar gewees nie? Hoekom het hy nie dit gedoen nie? Hoekom het hy nie dat gedoen nie? Want dis eintlik van wie ek van hom verwag. Wat ek van hom verwag is dat hy die dinge moet doen wat help dat die lewe hier op aarde 'n aansienlik meer aangename storie is en dat die aarde 'n aansienlik meer aangename plek is om te leef. Maar hier langs hierdie mens met valse verwagtinge, met menslike verwagtinge van God en van 'n Messias, is daar 'n tweede misdadiger wat vir ons geteken word. Dat daar iets gebeur het by hierdie tweede misdadiger is baie duidelik. Niemand het daar aan die kruishout vir hom die evangelie verkondig nie. Waarskynlik was hy ook bewus gewees van wat die afgelope 3 jaar gebeur het rondom Jesus. Hy het dalk baie gehoor van Jesus en die wonders wat Jesus doen en die vreemde boodskap wat Jesus verkondig. Of hy self by een van die geleenthede was waar die Here Jesus gepreek het, of iemand gesond gemaak het, of selfs iemand uit die dood uit opgewek het, dit weet ons nie. Lukas vertel nie vir ons daardie verhaal nie. Lukas vertel net die verhaal van teenoor al hierdie mense wat die spot dryf met Jesus, al hierdie mense wat sê, as jy nou regtig is wie jy sê dat jy is, bring jouself van die kruis af. Is daar een persoon wat langs Jesus hang, wat radikale anderse woorde gebruik en radikaal anders optree. Hy sê nie Jesus bevry my van die kruis af nie, haal ons af van die kruis af nie. Hy wil nie hê dat dit alles maar net verby moet wees nie. Hy kyk verby al hierdie menslike dinge, die gespot, en daar is in sy hart, is daar 'n diepe berou as het ware wat na vore kom. Daar's 'n diepe vernedering voor Jesus wat na vore kom.
Dis asof hy die enigste een is wat op daai moment waarlik kan sien wie Jesus is. Hy is die enigste ene wat Jesus erken as koning. Hy kyk verby die gespottery wat sê, maar as jy die koning is. Vir hom is Jesus die koning. Hy sê, as u vandag, as u in die koninkryk kom, dink aan my. Daar's nie twyfel nie. Dit wat op die kruis staan, wat daar spottenderwys staan, die koning van die Jode, die koning wat die valsheid, die valse koning wat deur die skare uitgespreek word, jy's 'n valse koning. Die soldate, jy's eintlik maar net 'n valse koning. Die ander misdadiger aan die kruis, jy's eintlik maar net 'n valse koning, want as jy 'n koning was, sou jy vir ons gered het. As jy 'n koning was, sou jy van die kruis afgekom het. Maar uit sy hart uit, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Vir hom is die een wat hier langs hom aan die kruis hang, 'n koning. Hy sien die vreemdheid van God se koning, sien hy raak. Hy kan deur die vreemdheid van bloed en bespotting en van dood wat besig is om in te tree, kan hy iets sien van 'n goddelike koninkryk wat nou hier besig is om vasgemaak te word aan die kruis. Dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Dat dit die werk van die Heilige Gees was, is onbetwisbaar. Geen mens kan uit homself uit daardie insig, onder daardie omstandighede hê om te weet dit is die koning, die ware koning, die ewige koning, behalwe as dit nie die Heilige Gees van God is wat dit vir hom gee nie. Te midde van die aarde se dinge wat daar gebeur, die aardsheid van die dood en die bloed en die alles, is daar hierdie goddelike lig wat deurbreek. Kom die goddelike, die hemel en die aarde kom by mekaar. Met dit wat daar gebeur en in die besonder in die belydenis en die versoek van hierdie tweede misdadiger. Dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. Die vraag vanmôre aan my en jou is of ek en jy ook verby al hierdie geraas van die wêreld, van 'n wêreld wat sê daar is nie 'n God nie, wat God uitrangeer uit hulle lewens uit. 'n Wêreld van al die smart en die ellende en die swaar kry en die onsekerheid en die pyn, die fisiese pyn en die emosionele pyn. Of jy tussen dit alles deur weet dat in Jesus aan die kruis het God se hemel by die aarde gekom. Het God se hemel ook by jou gekom. Jesus se reaksie op hierdie tweede misdadiger, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. 3 goed. Vandag saam met my in die paradys. Die hemel breek deur in die lewe van 'n mens wat besig is om te sterwe. Die een oomblik was hy besig om sonder God te sterf. Die volgende oomblik was hy besig om met God in sy lewe te sterf. Vandag. Nou. Hierso. Nie môre nie.
Nie na 3 dae as Jesus uit die graf uit opstaan op die 3de dag uit die graf uit opstaan nie. Nie nadat Jesus opgevaar het na die hemel nie. Nie een of ander tyd ergens in die toekoms nie. Maar vandag. Dit is moeilik vir ons om dit nou alles teologies bymekaar te bring en mooi alles vir onsself uiteen te kan sit en te verklaar. Die feit van die saak was dat daardie man het nog voor hy dood is, ek weet nie of Jesus het gesterf, 'n paar ure later het Jesus gesterf daar aan die kruis, met al die pyn en die lyding en die goed wat hy deurgegaan het, of daardie ander twee nou ook dadelik sou sterf, weet ons nie. Daar was nog die gebreek van bene wat plaasgevind het, om dit moontlik te maak dat hulle gouer kan sterf, voordat die Sabbat aanbreek, die volgende dag, of die aand. Die feit van die saak is dat die Here het vir daardie man gesê vandag, God was nie in die graf nie, God was nie met verlof vir 3 dae gewees nie. God het nie met dit alles wat besig is om te gebeur, het God self nie afgeskakel in hierdie tyd nie. Die Jesus wat gesterf het, was nie na die menslike liggaam. Die Jesus wat nie gesterf het nie, was die Jesus dat na sy godheid, sy goddelike natuur het nie gesterf, toe hy met sy aardse liggaam gesterf het nie. Nou, hoe meer ons daaroor praat, hoe meer kan ons koppe nou begin deur mekaar raak. Die feit van die saak is dat Jesus het vir hierdie man gesê, vandag, voordat jy dood is, jy sal saam met my in die paradys wees. Jy kan weet, vandag, onmiddellik as jy sterf, is jy saam met my in die paradys. En dit is ook wat ons vandag glo, as kinders van God die Vader, deur Jesus Christus, ons Here, deur die Gees wat in ons woon, dat as jy sterf, hoe moeilik ons het nou ook al verstaan van die liggaam wat nou tot niet gaan, en die gees, die siel van die mens, wat nie te sterwe kom nie, is dit baie duidelik uit die Bybel uit ook, dat ons hierdie vandag kan sê, dat iemand, 'n gelowige wat sterf, is reeds onmiddellik in die teenwoordigheid voor die troon van die koning. Op 'n later stadium gaan jou liggaam nog uit die dood uit opstaan en gaan liggaam en gees weer bymekaar gebring word. Ons kan dit net glo, ons kan dit nie verduidelik, ons kan dit nie logies uitredeneer nie. Die feit van die saak is dat Jesus het vir hierdie man ook gesê, vandag. En dit het meegebring dat hierdie vers, een van die, eintlik kan ek maar sê, mooiste verse in die Bybel is, maar dit is ook een van die verse wat baie sterk daarvoor gebruik word, om juis ook hierdie onmiddellike oorgang tussen aardse lewe en aardse dood, en die ewige wees by God, om dit te verduidelik, of te ondersteun in hierdie vers spesifiek. Uiteindelik is hier nie onmiddellik sprake van soseer van 'n plek noodwendig nie. Wat Jesus praat hiervan, wanneer hy sê, vandag sal jy saam met my wees. Wat vir ons aandui dat dit is die mees belangrike, al het ons nie die begrip om plek en omstandighede en tyd te kan verduidelik nie, is dit die een troos wat ons weet, dat as iemand in die Here sterwe, dat hy onmiddellik in die teenwoordigheid van die Here is. En dit in 'n sekere sin is hemel. Ons weet die Bybel praat van die hemel as 'n plek, en dit is wat ons nou sal kom ook by die paradys waarvan gepraat word. Die hemel praat, die Bybel praat definitief van die hemel ook as 'n plek waar dit gaan wees, bo of hier op die nuwe aarde, dit weet ons nie presies nie. Maar die Bybel praat daarvan. Maar die belangrikste is dat in die teenwoordigheid van God, in die teenwoordigheid van Jesus. Dit is die diepste diepte wat daar is dat 'n mens kan wees
in die teenwoordigheid van die lewende God. En dat jy die lewende teenwoordigheid van God in jou lewe, dat jy dit kan belewe. Dat jy kan weet, hy is hier by my. Ek glo dat almal van julle kan getuig daarvan. Dat daar tye in jou lewe was, en omstandighede in jou lewe was, wat dit regtig baie moeilik en baie swaar gegaan het, en wat jy baie alleen gevoel het, wat jy daardie intense alleenheid belewe het, van hierdie worstelinge wat jy deurgaan, en dat jy dan deur die genade van die Here by 'n moment gekom het, 'n moment waar jy ontdek het, en wat jy dit deur die geloof omarm het, embrace het, soos die Engelse sê, God is met jou in jou omstandighede. Hoe swaar, hoe moeilik, hoe ellendig dit ook al mag wees, God is met jou in jou omstandighede. En dit bring 'n vreemde troos. Dit bring 'n troos dat jy, wanneer jy by daardie punt uitgekom het, wat jy in die geloof hierdie teenwoordigheid van God in jou lewe omarm, dat daar vrede kom. Dat daar 'n rustigheid by jou kom. Waar jy nie ook noodwendig wil hê dat God moet nou noodwendig oplos nie. Dis 'n punt in jou lewe waarby jy kom, waar jy ook jou lot aanvaar. Waar jy ook tot vrede kom met die lot wat jy het, die pyn wat nie gaan ophou nie, die seer wat nie maar sommer net sal weggaan nie, maar waar jy die krag en die genade het om dit te kan dra, omdat jy weet, die Here wat lewe, is by my. Nie 'n vae idee, mooi gedagte in jou kop nie, maar 'n belewenis daarvan dat die Here is regtig hierso. Net hierso, by my. Vandag sal jy saam met my wees. In daai donkerte, jy moet nog doodgaan. Jy is nou besig om te sterwe. Jy gaan sterwe op die ou end van hierdie blootstelling en die pyn en hartversaking en al daai goed wat nou nog gaan intree. Dit kom nou nog. Misdadiger nommer 2, jy is nou nog besig om te sterwe. Maar nie meer alleen nie. Vandag, nou, in hierdie oomblik, is ek met jou. En die koninkryk wat jy bely, dink aan my as u in die koninkryk kom. Daardie koninkryk is 'n werklikheid. Die Ou Testament, wanneer hy gepraat het van paradys, dan het hy gedink aan 'n plek waar daar absolute rus en absolute vrede is. Nou ons kan vandag terugkyk en met 'n Bybelse perspektief om te weet dat die paradys in 'n sekere sin is wat ek nou net vir u probeer skilder het met die teenwoordigheid van die Here by u. Dis reeds paradys, maar daar is ook 'n paradys wat 'n plek is wat ons nie weet presies waar en hoe hierdie plek gaan wees nie. Die Bybel, die Here het in sy wysheid, toe hy homself aan ons geopenbaar het, het hy vir ons baie geopenbaar van wie hy is en wat hy in ons lewens wil doen. Maar daar is sekere dinge wat die Here nie aan ons geopenbaar het nie. En dit is die hiernamaals en na sy wederkoms, dat ons nie altyd presies alles kan verduidelik tot in die fynste besonderhede nie. Die Here het as dit ware die gordyn vir ons net so op 'n skreefie oopgetrek. En al wat ons kan sien deur hierdie skreefie is maar net dat daar 'n hemel is.
dat daar 'n ewige teenwoordelikheid by God is, dat ons uiteindelik ook met 'n liggaam wat uit die dood uit opgewek is, my liggaam wat gesterwe het, wat weer met my gees by mekaar gebring is. Dis al wat ons kan sien. Maar as dit is wat God wil hê dat ons dit moet sien, dan is dit genoeg. Want ons lewe nie deur aanskoue nie. Ons lewe nie deur sien nie. Ons lewe deur die geloof, deur God op sy woord te neem en daaraan vas te hou en op die ou end ons troos daarin te vind. Die vraag weer vandag, waar plaas ek en jy onsself tussen hierdie twee misdadigers? Die een misdadiger wou 'n Jesus hê wat vir hom die lewe maklik maak. Hy wou 'n Jesus gehad het vir wie hy eintlik kan voorskryf wat moet Jesus vir hom doen en wat moet Jesus vir hom beteken. En die tweede misdadiger wat maar net na Jesus toe gekom het met sy sonde, met sy stikkindheid, met sy ongehoorsaamheid, met wie hy is, homself maar net voor Jesus kom lê het as dit ware daar aan die kruis, sê het, Here, dink aan my. Hy het die teenwoordigheid van Jesus vandag, daardie dag, het hy dit beleef. Op daardie dag, en dit is dan nou te laat vir daardie ander persoon gewees wat ook daar gehang het, wat ook besig was om te sterf. Binne hom was daar die paradys nie. Binne hom was daar nie 'n belewenis van die teenwoordigheid van God in sy lewe deur Jesus Christus sy seun nie. By hom was daar net hierdie angs, hierdie benoudheid, hierdie verwyte, hierdie ongelukkigheid, hierdie ontevredenheid. Waar is ek en jy in ons lewe? Aanvaar ons die vreemdheid van Jesus se koningskap in ons lewens? Mag die Here gee dat dit sal wees waaraan ons vashou, ook in ons moeilikste en donkerste tye. Mag ons ervaar dat dit inderdaad hemel geword het op aarde in Christus. Amen. Here, dankie dat ons kan weet dat geen diepte vir U te diep is nie, dat geen donkerte vir U te donker is nie, dat geen swaar kry vir U te swaar is nie, dat geen onsekerheid vir U te onseker is nie, maar Here Jesus, dat U die een is wat die lig van God na ons toe gebring het, wat die lig van God in ons lewens laat aanbreek het, dat ons kan lewe in die lig wat van U afstraal, elke dag en elke oomblik van ons lewe, dat ons vandag vrede kan hê in die teenwoordigheid van 'n lewende en 'n opgestane Jesus. Dat ons die verwagting kan hê, dat selfs die dood nie van ons sal skei van sy liefde en sy genade nie. Dat ons kan glo dat die dood uiteindelik niks anders is as die oorstap in 'n nog groter en heerlike teenwoordigheid van ons Here Jesus nie. Here Jesus, dankie dat U nie van die kruis af gekom het nie. Dankie dat U uit eie wil gekies het om aan die kruis te bly. Vir my en vir elkeen van ons wat hier is vanmôre. Ons loof U. Amen.